Het is altyd belangrik om die woorde van die Bybel te verstaan binne in die konteks van die Bybel self. Ons weet die Bybel is nou nie geskryf in Hermanus 2 jaar terug deur 'n rugbyspeler wat afgetree het en vandag wyn verkoop nie. Dit is geskryf jare, duisende jare gelede in 'n konteks totaal en al anders as die konteks waarin ons vandag is. En dit is belangrik om daai konteks baie ernstig op te neem, veral as dit kom by taal. Dink 'n bietjie aan hoe taal net verander het oor die afgelope paar jaar. Nou in die 1800s was daar glad nie eintlik karre nie. Wel, daar was nie karre in die 1800s nie. Maar vandag sal ons miskien kyk na 'n kar en sê, "Ja, daai is 'n warm kar daai." Nou 'n persoon wat uit die 1800s kom sal dink dat die kar se temperatuur nogal hoog is. So hulle sal nie verstaan dat die kar aantreklik is of begeerbaar of regtig iets wat ek wil hê nie. Nog meer vandag, dink net aan sosiale media. Vandag gebruik ons woorde soos woke, ons gebruik woorde soos goat en say less en brew. Hierdie woorde word miljoene kere op TikTok gebruik, elke dag, en op Instagram of soos ons nou sou sê, the gram. So as ons hierdie tipe goeders in ag neem, is dit soveel meer belangrik om die woorde van die Nuwe Testament in konteks te gebruik. Die woord wat ons nou op gaan fokus is die woord verroeping, of wat natuurlik vertaal word as verroeping, en dit is die woord klesis. So wanneer ons die woord klesis na kyk ons na dit in die Nuwe Testament en in die Grieks. Die woord klesis kom van die werkwoord kaleo wat roep beteken. Nou ons moet vir onsself afvra, wat sou 'n eerste eeuse Jood, Griek of Romein gehoor het wanneer hulle die woord klesis lees of hoor binne-in hulle eie konteks. Die woord word 11 keer gebruik in die Nuwe Testament en 2 gevalle daarvan is verskriklik moeilik om te vertaal. Om die waarheid te sê, meeste akademici sukkel tot vandag toe nog om 'n akkurate vertaling vir hierdie 2 gebruike te vind. So die woord is nie so maklik soos wat ons dink nie. As ons in leksikons gaan rondlees oor wat klesis en kaleo beteken in konteks, dan kry ons vertalings soos om iemand te roep soos om hulle aandag te kry, om iemand te roep op hulle naam, om iemand uit te nooi na 'n spesifieke plek, of wanneer 'n koninklike afvaardiging gegee word, word die woord kaleo gebruik. Ons vind ook die woord kaleo in die Griekse Ou Testament, die Septuaginta. En binne hierdie dokument sien ons dat dit gebruik word in Jeremia 1 keer, en dit word gebruik as 'n brandwag besig is om iemand anders te waarsku dat daar gevaar op pad is. Dit word ook 2 keer gebruik in die boek van Makabeërs, en in daai konteks word dit gebruik om mense uit te nooi na 'n feesmaal. Maar ons kan sien dat konteks is alles. Konteks is so belangrik. Taal, plek, spasie, maar waar en hoe word dit gebruik in daardie taal, plekke en spasies. So metonymie help ons in hierdie geval. Jy mag vra, wat is metonymie? Nou, metonymie is soos die teenoorgestelde van 'n metafoor. 'n Metafoor is 'n langerige storie met 'n klomp detail, wat op die ou einde vir ons een kernding wil oordra. Metonymie is die teenoorgestelde. Dit is een kernding, 'n woord, wat 'n baie lang en soms baie kompleks en kontekstuele verduideliking het daarvoor. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. As 'n mens sou sê, gee my jou hand, leen my jou hand met hierdie taak wat ek wil verrig. Of ek sê, dit gaan swaar met Bloemfontein. Of my sak kry swaar. Of miskien kan ek vir jou sê, moenie die land verraai nie. Wat bedoel ek hiermee? Bedoel ek dat as jy jou hand leen vir my, dat ek jou hand moet afsny en dit gebruik en dan vir jou teruggee? Wanneer dit swaar kry met Bloemfontein, dan is ek besig om te sê dat Bloemfontein 'n emosie het en die stad van Bloemfontein treur, of my sak op een of ander manier het emosionele kapasiteit. Is ek besig om 'n stuk grond te verraai? Nee, natuurlik is ek nie besig om dit te doen nie. Hierdie konsepte is enkele konsepte, maar dra ongelooflik baie betekenis. Ons verstaan dit, want ons is binne in hierdie konteks, die regte tyd, die regte taal, en die regte mense. Nou net so moet ons kyk na die Nuwe Testament en die eerste eeuse Jood, die regte tyd, die regte mens, die regte taal en konteks. En so as ons enkele woorde hoor vandag,
hoor hulle ook enkele woorde met baie betekenis agter dit. So ook die woord roeping, klesis. Dink aan Martin Luther. Luther self vertaal roeping, klesis, as beroep. Letterlik die ding wat jy doen, wat jou geld gee, sodat jy jou lewe kan betaal of jou lewe kan deurbring op aarde. Dit was Luther se vertaling van klesis, wat natuurlik baie sê van sy konteks. So dit behoort ooglopend nou al te wees, dat die woord klesis het verskillende maniere om dit te verstaan. Verskillende betekenisse, verskillende agtergronde, verskillende tale, verskillende mense wat daar reflekteer. Ons ook is besig om dieselfde te doen met hierdie woord, of dit vertaal word in Afrikaans, of in Engels, van Grieks of Hebreeus. Hierdie woord is besig om kontekstueel verstaan te word. Maar wat ek wel dink die belangrikste is dis altyd binne verhouding. Kom ons gaan terug na die initiële verstaan wat ons so bes moontlik kan weet van wat roeping regtig beteken. Roeping in 'n Griekse eerste eeuse konteks praat van die spasie wat jy opneem en die spasie wat jy beleef in die spasie wat jy opneem. Wie is jy nou waar jy is? En in 'n neutedop is dit wat roeping beteken agter daai woord van klesis. Maar ek dink wat ons moet hoor is, wanneer ons praat oor roeping in kerke, wanneer ons praat in roeping met tekste en om dit te analiseer en om dit te vertaal, as ons kyk na die antieke wêreld en ons wêreld vandag, gaan dit eintlik oor verhouding. Waar bevind jy jouself teenoor die een wat jou roep? Waar bevind jy jouself teenoor jou eie stem binne in jouself? En hoe verstaan jy daardie stem, daardie roepingsproses? En ek dink waarop ons moet fokus, en ek dink wat belangrik is vir die teks vandag, wat dit vir ons wys en vir ons leer, is dat dit altyd besig is om iets te sê oor ons verhouding met onsself, oor ons verhouding met ander en oor ons verhouding met God. En om verantwoordelik te wees teenoor die stemme in ons lewens. En wat daai stemme probeer vir ons sê, maar ook waar ons onsself vind teenoor die stem wat met ons praat en ons roep.